Visser en Rian, hulle twee het mekaar geken. Kyk, dis daar in die Makwaland. Rian het daar Kliprand groot geword, en as jy die Makwaland ken, is die tussen van Reinsdorp en Nieuwerus is daar afdraaipad na regs, en dan het jy nou Kliprand toe gery, en dit is nog as 'n redelike eentjie, en die grondpad was nie altyd so goeie toestand nie. En dis nie verniet Kliprand nie, maar dis inderdaad 'n klipwêreld daai. En so onthou ek nou hoe ons ook nou daar op die plaas gaan kuier. Ek daar by Rian, hulle selfs toe ek matriek klaar geskryf het, ons en nog 'n vriend het daar op die plaas aangekom. Ons het dink ons kom nou lekker vir 'n paar dae uitrus na die harde eksamen. Ag nee, ons was kaas daar toe moet ons een van hierdie watertanke moes ons daar teen een van die klipkoppe uitdra. Nou ja, dit was dus sommer 'n goeie en lekker begin gewees, en ek het 'n baie goeie herinnering daaraan. So Rian en Worsie was, as ek het nou reg het op Nieuwerus, was hulle saam in die skool gewees. Hulle het mekaar goed geken, vir hele paar jaar. Nou Rian het toe later na my tuisdorp toe gekom, waar hy toe nou uiteindelik vanaf standaard 8, soos ons daai gepraat tot matriek, het hy toe nou daar geskryf. Ja, ons het onmiddellik vriende geword. Onmiddellik het ons aanklank gevind by mekaar, en ons kan, as jy die som maak, dan praat ons nou al van 44 jaar. Nou 44 jaar. Is nogals iets besonders. Jy weet, ek weet van mense wat 44 jaar en langer getrouwd is, en, maar dit is nie baie dat jy vriendskap kry, wat so lang, sê mens kan die nie. So Rian en Worsie het mekaar geken. Nou die ding is nou, almal weet van hierdie tragiese geleentheid wat gebeur het, toe Worsie Visser met sy vliegtuig 'n ongeluk gemaak het. Die ongeluk het plaasgevind 4 Mei 1998. En weet jy, dat is nou so 26 jaar gelede. Weet jy, mens kan nie dink dat het al so lang terug is dat Worsie oorlede is nie. Weet, ek het ook vir Worsie ontmoet, en dis nog weer 'n storie op sy eie, wat ek definitief my Worsie Visser storie met julle gaan deel. Die storie van Rian het gebeur ook in 1998, en dit was ook op die 4de Mei. En dit is toe Worsie nou die ongeluk gemaak het. Nou Rian het daardie spesifieke dag, het hy vanaf Europa af, dink ek was dit gewees, was hy op pad terug Suid-Afrika toe, huis toe. Het Rian vir my vertel, hy het na die tyd op sy horlosie gekyk. Hy sê, om een of ander rede het hy in die vliegtuig so half die behoefte gekry, kom ek kyk net hoe laat dit is. En na die tyd toe hy nou geland het, en toe hoor hy mos nou eers die nuus van Worsie, want hy het nou nie dit in die vliegtuig hoor hy, en so nuus wat hy toe nou kry, is daar toe nou net mooie tyd, wat Worsie nou min of meer die ongeluk gemaak het. En Rian sê, en ek kry kouer langs as ek het sê, hy sê dat dit was presies daai tyd, wat hy net daai gevoel gekry, kyk net goed op jou horlosie, hoe laat het is. En dit is vir dieselfde tyd as wat Worsie sy ongeluk gemaak. Hy vertel, hy het toe die som min of meer gemaak, en hy sê, die tyd wat hy vliegtuig geval het, die ongeluk plaasgevind het, moes hy, wat toe in 'n groot Boeing gevlieg het, moes min of meer bokant om gewees. Die ongeluk sou gemaak het, was hy natuurlik nou hele paar kilometers nog in die lug, maar hy is besig om natuurlik te daal, sodat hy kan gaan in land. En dit is my so 'n ongelooflike storie, dat hierdie twee, wat die konneksie gehad het, op hierdie manier toe, so vir die laaste keer ook 'n konneksie gehad het. En nou, die mees ongelooflike ding nou, wat ek nou vir julle wil deel, die 4de Mei, en ander woorde, dit is nou komende Saterdag, is dit dan nie net 26 jaar gelede wat Worsie verongeluk het, maar dit is ook Rian se verjaarsdag. Hy word hierdie komende Saterdag, kan ek maar sê, ja, radio is vir my, ek sal vir julle sê, maar nie op die liggie, maar het is 'n groot verjaarsdag vir hom, en Rian, ek wil sommer vir jou sê, baie geluk, met jou groot mylpaal, en dat ek hierdie storie van jou en Worsie Visser met jou kon deel, en met almal kon deel, van, dit is my net ongelooflik hoe die goed in mekaar sit. Jy weet, hoe hulle mekaar so lang geken het. Hulle is ewe oud, selfde dag, selfde jaar gebore, selfde dag later, die voorreg gehad, om funksies by te woon, waar Worsie gesing het, en musiek gemaakt het, en ag, het was net altyd 'n vrolikheid, as Worsie in omgewing was, en steeds vandag, is hy vir my kosbaar, en ek is glad nie skaam om vir die mense te sê nie. Ek is mal by Worsie Visser se musiek, en ek het daai sentiment aan Worsie Visser, en vir jy sê, Rian, lekker verjaar, Saterdag, ons natuurlik Saterdag,
vir jou ook weer baie geluk sê met jou verjaarsdag. En ek dink jy sit op die oomblik daar in Duitsland, so, maar ek weet jou gesin gaan dit jou baie spesiaal maak, so om jou klasmaat. Maar genoeg van ons dat hoor. Jy moet lekker verjaar. Dis tyd dat ek weer voor